Vriende, ek wil vir jou nooi om die woord van die Here saam met my oop te maak. Ons is besig met die reeks oor die Heilige Gees en ons gaan saam lees in Romeine hoofstuk 8, die eerste 11 verse. Ons het verlede week begin en met jou begin praat oor die werk van die Heilige Gees in die mens se lewe nadat hy weergebore is of hy tot redding in Christus gekom het. En fokus ons dan vanmôre ook op die tweede deel van die werk van die Heilige Gees in die hart van die kind van God. Fokus bietjie op hoe die apostel Paulus die Heilige Gees en sy funksie in hierdie hoofstuk beskryf. Jy moet ook dan, as jy vanaand by die huis kom, van vers 12 af en verder dit lees. Daar is dan nou geen veroordeling, sê vers 1, vir die wat in Christus Jesus is nie. Vir die wat nie na die vlees wandel nie, maar na die Gees. Want die wet van die Gees van die lewe in Christus Jesus het my vrygemaak van die wet van die sonde en die dood. Want God het wat vir die wet onmoontlik was, omdat dit kragteloos was deur die vlees, deur sy eie seun in die gelykheid van die sondige vlees te stuur, en dit ter wille van die sonde veroordeel in die vlees. Nou die woord vlees is hier in jou binneste, in jou menswees, maar ook in jou sielelewe, wat as gevolg van sonde besmet. Onthou, as God jou red, dan vat hy nie die smet of die gevolge van jou sonde weg. Hy maak jou net vry van die skuld van jou sonde. En die proses van heiligmaking is waar die wet jou oordeel, maar die Heilige Gees jou die geleentheid gee om vleeslik so te leef, maar ook in jou liggaam te leef, deur die inwoning van die Gees om hom gehoorsaam te wees en te verheerlik. Vers 4. Sodat die reg van die wet vervul kan word in ons wat nie na die vlees wandel nie, maar na die Gees. Want die wat vleeslik is, bedink vleeslike dinge, maar die wat geestelik is, geestelike dinge. Want dit wat die Gees bedink is die dood, maar wat die Gees bedink is lewe en vrede. Omdat wat die vlees bedink vyandskap teen God is, want dit onderwerp hom nie aan die wet van God nie, want dit kan ook nie. En die wat in die vlees is, kan God nie behaag nie. Julle is egter nie in die vlees nie, maar in die Gees, as naamlik die Gees van God in julle woon. Maar as iemand die Gees van Christus nie het nie, die behoort nie aan hom nie. Maar as Christus in julle is, dan is die liggaam dood vanweë die sonde, maar die Gees is lewe vanweë die geregtigheid. En as die Gees van hom wat Jesus uit die dode opgewek het, in julle woon, dan sal hy wat Christus uit die dode opgewek het, ook julle sterflike liggame lewend maak deur sy Gees wat in julle woon. 'n baie volmond teologie, maar 'n waarheid wat as jy dit beleef, besef jy nie sonder die Heilige Gees kan leef nie. Ons skriflesing dan tot daar. Ek wil met jou praat dan en voortgaan oor die werk van die Heilige Gees in die hart van die kind van God. Ons het verlede week stilgestaan by die eerste 8 funksies van wat die Heilige Gees doen nadat hy in jou hart kom woon het en God jou siel uit genade red. Die eerste ding in Romeine 8 vers 2 is dat die Heilige Gees my vrymaak van die wet van sonde en die gevolge van sonde in my lewe. In die tweede plek in Efesiërs 3
sien ons dat hy versterk ons in ons innerlike mens, sodat jy kan lewe volgens God se gees van die binnekant af buitekant toe. Punt nommer 2. Die derde is die gees bring Galasiërs 5 vers 22 natuurlike geestelike vrug in jou lewe na vore. 'n Lemoenboom dra lemoene omdat die natuur lemoene is. In die 4de plek, Romeine 15 vers 16, is die Heilige Gees is daar om ons te heilig, om ons eenkant te sit, om vir God te lewe, en ons gaan bietjie later, volgende week, bietjie meer hierby stilstaan. In die 5de plek, Markus 13 vers 11, lees ons dat hy leer ons hoe om te antwoord as jy in die moeilikheid is en jy jouself en vir jou geloof moet verantwoord. In Markus 13 lees ons dat Jesus vir die disippels sê dat eendag as julle gaan vervolg word, moenie bekommerd wees wat julle gaan sê nie, want die Gees van God wat in julle is, sal julle die regte antwoord gee. Kyk maar in Handelinge 7, hoe die Heilige Gees dan ook vir Stefanus ondersteun het, terwyl hy op die pad was om gestenig te word. In die 6de plek, Johannes 16 vers 13, is die Heilige Gees die een wat ons lei in die hele waarheid. In die 7de plek bring die Heilige Gees, volgens Johannes 14 vers 26, die woorde van Christus terug in ons gedagtes, so ons kan net vir hom vra, hoe leef ons reg? En herinner ons aan hoe Jesus dit sou gedoen het. Dan het ons afgesluit verlede week om te praat dat die Heilige Gees openbaar die diep dinge van God en hy gee ons die vermoë om die diep dinge van God te onderskei, 1 Korintiërs 2 vers 9 tot 12, maar ook die diep dinge van God te ken. En wil ons nou voortgaan vanmôre oor die werk van die Heilige Gees in die hart van die kind van God in die algemeen na wedergeboorte. Punt nommer 9. Is hy bekwaam ons as kinders van God om in die krag van sy waarheid wat hy ons geleer het aan ons mee te deel en ons ook daarin te laat lewe. Die fokuspunt dat ons in krag, in waarheid kan lewe soos hy ons dit sal leer. Ek lees vir jou 1 Korintiërs hoofstuk 2 vers 1 tot 5. Luister bietjie met aandag. Paulus sê: En toe ek by julle gekom het, broeders, het ek nie aan julle die getuienis van God kon verkondig met voortreffelikheid van woorde of van wysheid nie. Die Heilige Gees, my liewe toehoorder, gaan nie fancy, ingewikkelde dinge met jou wil deel nie. Hy gaan jou lei in die dieptes van God en soos wat jy geestelik groei, hy jou dieper en dieper in die krag en in die waarheid van God se woord inneem. En dis belangrik, Paulus sê ek het nie gekom om myself te kom propageer nie, want ek het my voorgeneem, vers 2, om niks anders onder julle te weet nie, as Jesus Christus en hom as die gekruisigde. Dis jou beginpunt. En dis die beginpunt van die Heilige Gees. Hy gaan begin om jou te lei nie in die dinge van wat jou nie nou pas nie. Dis soos 'n kind wat leer loop. Jy kan hom nie leer hardloop nie. Hy moet leer loop. En die Heilige Gees gaan jou op 'n plek bring waar jy hardloop wanneer jy moet hardloop. En baie keer gaan die duiwel en jy gaan jou meet aan mense rondom jou en jy gaan sê, maar hierdie is al so diep lang kinders van die Here, hulle doen al hierdie dinge, hulle is al by hierdie oorwinnings, hulle loop al hierdie pad van geloof en nou druk jy jouself om dit ook te doen, maar jy's 'n baba wat nie kan loop nie. Paulus sê, ek het begin om niks anders onder julle te weet as Jesus, die Messias, die Christus,
en hom as die gekruisigde. Dis hom wie se lewe jou eerste prioriteit is. Dis nie die lewe van ander kinders van die Here wat jy moet navolg. Paulus sê vir hierdie gemeente, 'n vleeslike gemeente wat baie probleme gehad. As jy wil groei, moet jy begin by Jesus, die gestuurde, die gekruisigde. Ek was ook nie by julle in swakheid en in vrees en in veel bewe nie. En my rede en my prediking was nie in oorredende woorde van menslike wysheid nie, maar in die betoning van gees en krag, sodat julle geloof nie in wysheid van mense sou bestaan nie, maar in die krag van God. Hy maak jou bekwaam om in krag die waarheid wat hy geleer het aan jou mee te deel. En dis die eenvoud, my liewe toerder, ek kyk na die opinies en ek lees hierdie goed en ek luister na wat mense sê en ek kom agter dat ouens wat stry oor die Bybel nie geplaas oor die eenvoud van die evangelie dat Jesus red, Jesus maak vry en hy kom weer. Dis die boodskap. Paulus sê in 1 Korintiërs 15 vir dieselfde gemeente, ek het hierdie woord gebring, dat hy gesterwe het volgens die skrifte, dat hy begrawe is, dat hy opgestaan het volgens die skrifte, en dat hy hom lewend aan mense bekend maak. En dis die evangelie. Dis wat die Heilige Gees elke dag in jou lewe as kind van God 'n prioriteit maak. En dan hou ons besig om te stry oor goed wat ons nie die gesig voor het. En as jy vanmôre hierdie mis van die Heilige Gees, dan mis jy die bron van jou geestelike lewe. Dit gaan oor Jesus en hom as die gekruisigde. Sodat in die betoning van gees en krag julle vooruit en lig en leiding vir die pad kan hê. Maar hy gaan voort in 1 Tessalonisense 1 vers 5. Hy sê, want ons evangelie het tot julle nie gekom in woorde alleen nie, hoor nou, maar ook in krag en in die Heilige Gees en in volle versekerdheid, soos julle weet hoe danig ons onder julle om julle ontwil gewees het. Die Gees en die evangelie gaan hand aan hand. Dis hy wat jou 'n getuie maak. Dis hy wat jou uitstuur na mense toe. Dis hoekom mense nie nog getuig nie. Dis hoekom mense bang is om oor dit wat God vir hulle gedoen het te praat, want hulle het vergeet dat dit die Heilige Gees se bron is om jou in krag en in wysheid en in versekerheid te lei, sodat jy die evangelie met mense kan doen. Wat is die evangelie? Ek het nou gesê. Hy het gesterf, hy het begrawe, hy het opgestaan en hy soek ontmoeting met jou. Dis die evangelie. En nou kan ons baie teologie daarby sê, ek moet tot bekering kom en dan moet die God hierdie uitspraak maak en die Heilige Gees moet dit en dit en dit doen. Dis nie die evangelie. Die evangelie is, hy het vir jou gesterf in jou plek, hy is begrawe dat jy gesterf het saam met hom, hy het opgestaan dat jy kan oorwin en hy wil 'n tyd met jou kom ontmoet waar hy jou sy kind maak. Dis die evangelie. In Handelinge 1 vers 8 sê die disippels in vers 6 vir Jesus nadat hy opgestaan het, want hulle verwagting was hy moet koning word. Hulle sê vir hom, Here, gaan nie nou in hierdie tyd die koninkryk van Israel op. Gaan nie nou koning word in Jerusalem. En hy sê, Here, verstaan nie die tye en die geleenthede wat God bepaal het nie, maar verwag. Julle sal krag ontvang. Wanneer ontvang jy die krag? Wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees. Wees gereed
vir die ontvangs en die toerusting elke môre, en dis waarvoor jy moet stil word. Dis wat die duiwel wil keer, dat jy moet nie wakker word vanmôre met 'n verwagting om 'n verskil te maak in mense se lewens. Hy wil jou bring, en ek het vanmôre vir die binnekant vir die kerk het gesê, so 'n besige naweek gehad, dat ek vanmôre wakker word met hierdie gevoel in my binneste, maar ek moet kerk toe kom. Maar die gevoel gaan oor wat vanaand en môre moet gebeur as ek weer terug is by my werk. Maar ek mis die geleentheid om vanmôre vir die Here te sê, Here, rig my toe. Gee my krag om 'n getuie te wees. Ek gaan dalk nie die aanslag en die krisis en die dinge van môre eers beleef nie. Want ek is dalk nie daar nie. Maar ek het vandag die kans om die krag te ontvang om 'n getuie te wees. In die 10de plek, hy gee ons die krag en hy help ons en hy lei ons in gebed. Judas 1:20 sê, maar julle geliefdes, moet julle self opbou in julle allerheiligste geloof en in die Heilige Gees bid. Hoekom is dit belangrik? Jy gaan nou sien of ons die ander teksvers lees. Dis hy wat vir jou intree. Dis hy wat jou gebed aanpas. Hy ken die hart van die mens. Hy weet wat jou nood is. Hy ken die hart van God, wat hy vir jou wil doen. En hy bring hierdie twee goed bymekaar, dat jy kan bid, binne in deur sy gees, en hy daardie gebed voor God bring. Ek dink ek het julle al vertel van die seentjie wat in die oupa se beeskraal ingaan, en die oupa sê, jy moenie in die kraal gaan, en daai bil gaan jou skraap. En sy bal gaan in die kraal, en hy klim hierdie draad, en hy besef, hierdie bil is nader aan my as wat die hek aan my is. Nou wat hy bid is, dankie liewe Jesus vir die kos. Toe hy opstaan, toe staan die bil rustig en kalm, en hy dog sy oupa dink, maar dis 'n weird gebed, want hier kan sê dankie vir die kos. En hy het nie gebid, Here bewaar my teen die aanslag van die bil nie, maar God ken sy hart. God het geweet wat sy nood was. God het geweet, dat dankie vir die kos is net woorde, maar my hart sê, wees my beskermer. En daar moet ek en jy deur die Gees bid. Hy is die een wat ons kontak is. Efesiërs 6:18, terwyl julle met alle gebed en smekinge by elke geleentheid bid in die Gees en juis daartoe waak, met alle volharding en smeking vir al die heiliges. Hy noem die 6 dele van die wapenrusting. En dan sluit hy in vers 18 af van hoofstuk 6 en hy sê, terwyl, jy kan die skoene hê, jy kan die swaard hê, jy kan die skild hê, jy kan die lendrom gord hê, jy kan die helm hê, jy kan die borswapen hê, jy kan al hierdie goed hê. Hy sê, terwyl jy hierdie goed aan het, met alle gebed en smeking by elke geleentheid bid in die Gees. Wat sê hy? Heilige Gees, dis nie die helm wat ek nodig het nie. Ek het u waarheid nodig om my verstand te beskerm. Here, ek het nie die Bybel nodig nie. Ek het u insig nodig van u woord, dat ek dit kan aanwend. Here, dit help nie skuil net agter die skild nie. Ek het u Gees nodig wat my die geloof gee om nie na die reus te kyk nie, maar na die klippies in my hand. Ek trek die skoene aan, Here, nie om net te loop waar ek wil loop nie, maar dat u my sal lei waarin ek sal loop. Hy gaan aan en hy sê in Romeine 8:6, nou dis 'n teksvers wat ek by wil kom, en net so kom die Gees ook ons swakhede te help, wat ons weet nie reg wat ons moet bid nie. Maar die Gees self tree vir ons in met onuitspreeklike sigtinge. Ek wil dit nou nie algemeen maak nie, maar jy kan bid met jou woorde net wat jy wil. As jou hart nie dieselfde sê nie, beteken dit niks.
Ek kan nie vanmôre hier voor u die Here aanbid vir sy grootheid en sy getrouheid en my aanbidding en my liefde aan hom verklaar as dit nie is nie. Dit beteken niks. Want die Gees tree vir ons in met onuitspreeklike sigtinge en hy wat die harte deursoek, weet wat die bedoeling van die Gees is. Omdat hy ooreenkomstig die wil van God vir die heiliges intree. Dis hoekom Romeine 8 so 'n belangrike hoofstuk is. Eintlik 6, 7 en 8, maar Romeine 8 die belangrikheid is van die stryd hier binne my wat hoofstuk 7 van praat van die goeie wat ek wil, kan ek nie doen nie. Maar die slegte wat ek nie wil nie doen. Hy begin met hoofstuk 8 en hy sê, daar's nou geen veroordeling nie, want jy het iets in jou binneste wat jou anders maak. En dis my Gees. Hy tree vir jou in. Hy praat met die Vader. Maak nie saak hoe krom en skeef jy dit vir hom sê nie. Hy is die een wat jou hart ken, wat die wil van God ken, soos ek gesê het, en jou hierdie twee dinge bymekaar bring. Sien jy die eenheid in die Godheid? Jesus kom en hy sterf in my plek en hy bring 'n regverdige God en 'n sondige rebel. Bring hy in homself bymekaar. Sodat ek kind van God kan wees. Wat doen die Heilige Gees? Hy bring my gebed en God se wil bymekaar. Hy is die een soos die Seun wat ons lei in gebed en lei in die teenwoordigheid van die Here in. En dis die volgende punt, hy inspireer die gelowige en hy lei ons in verband met lof en met danksegging. Paulus skryf in Efesiërs 5 vers 18, moenie dronk word van wyn nie, daarin is losbandigheid, maar word met die Gees vervul. Spreek onder mekaar met psalms en lofsange en geestelike liedere en sing psalms en in julle hart tot eer van die Here terwyl julle God die Vader altyd vir alles dank in die naam van ons Here Jesus Christus. Hoe maklik kan ons onder mekaar die ellendes en die tragedies en die hopeloosheid van hierdie wêreld bespreek. En ek het my vanmôre in dieselfde put gekry. In dieselfde put. Dat die omstandighede word bespreek, maar ek vermis dat God se Gees in ons harte ons saamroep tot lof en tot danksegging. Lof gaan oor wat hy gedoen het. Danksegging is my gesindheid waar ek sê, Here, ek verstaan dat wat ek het is nie ek nie, is U. Wat U gedoen het is net U. Ek kan niks uit myself nie. Die volgende is, hy lei ons en hy inspireer ons tot aanbidding. Filippense 3 vers 3 sê, want ons is die besnydenis, ons wat God in die Gees dien en in Christus Jesus roem en nie op die vlees vertrou nie. Hy leer ons en inspireer ons nou, en nie wat hy doen as lof nie, maar wie hy is. Aanbidding is wie hy is. Ek loof hom vir wat hy doen, ek aanbid hom vir wie hy is. En dis die werk van die Heilige Gees. God dien ons in die Gees, wanneer hy God aan ons openbaar. Ek en jy kan niks van God weet, as die Heilige Gees God nie in my kom openbaar nie. En dis waar talle mense by 'n goedkoop manier van aanbidding kom. Hierdie prosperity. Jy kan maar kyk wat preek hulle. Die Here het, Joel Osteen sê mos, die Here het 'n groot en 'n wonderlike plan, dis waar. Hy het 'n groot en 'n wonderlike plan met jou. Maar hy sluit nie in dat die wonderlike plan ook deel is van verdrukking en swaar kry en hartseer en ellende nie. As jy 'n beter man vir jou vrou wil wees,
God het 'n mooi plan vir jou lewe. Ja, hy het. Maar hy wil jou ook leer. As jy die Here dien, het God 'n wonderlike plan vir jou finansies en jou besigheid. Ja, maar hy gaan ook nie jou weerhou dat jy nie bankrot gaan nie. Jy sien, dit gaan nie net oor wat hy doen nie. Dit gaan oor wat hy is. Ek hoor gister iemand sê, hy haal die teksvers aan in Filippense wat hy sê, dat God, nee in die Romeine, alles werk mee ten goeie, ook in hoofstuk 8, vir hulle wat God lief het, wat na sy voorneme geroep is. Die Here is net mooi, want Jeremia 29:11 sê ons, God het net vir ons die mooi in gedagte. Maar vers 12 sê, as jy na my terugkeer en my dien, sal ek jou seën. As jy nie my dien nie, het ek nie die mooi vir jou gedagte nie. Maar ek wil Jeremia 29:11 en Romeine 8 wil ek net toepas, dat God gaan alles ten goeie meewerk, en dit gaan net suksesvol wees. Hy gaan ook die sleg ten goeie laat meewerk. Want hy kwalifiseer as hy sê, hulle wat na sy voorneme geroep is. God roep ons nie in 'n prosperity van oorvloed nie. Hy sê inteendeel, julle sal vervolg word. Julle sal moet staan vir julle geloof. En ek wil vir jou sê, my liewe toerder, die tyd is hier dat ek en jy sal moet begin staan vir ons geloof. Die tyd is hier dat ons nie meer Christus en Christene kan speel nie. Want hulle gaan van jou rekenskap eis. Hulle gaan van jou vra, is jou geloof eg, of is dit prosperity? Diene kom omdat dit met my goed gaan. Of diene kom ten spyte van wat ek beleef. Hy lei ons en hy inspireer ons in aanbidding. Dis die Gees van God wat jou respek vir God gaan gee. Dis die Heilige Gees wat gaan maak dat jy nie sommer in sal storm in sy troonkamer en vir hom 'n lys moets en moenies voorhou. Dis die Heilige Gees wat jou in sy teenwoordigheid gaan bring en nie vir hom sê, Here, as U nou vir my goed is, gaan ek U dien nie. Hy gaan God en die heiligheid en die heerlikheid en die almag en die alwetendheid en die alomteenwoordigheid en die ewigheid van God gaan die Heilige Gees in jou lewe maak. En dit gaan jou lei tot aanbidding. Nommer 13. Hy roep en hy stuur arbeiders in bepaalde werke. Handelinge 13 lees ons vers 2 en 4, terwyl hulle besig was om die Here te dien. Kyk wat gebeur, en te vas. Terwyl hulle besig is om by die Here van die dinge te kom en nie besig wees met die dinge van die Here nie. En hulle self een kan sit, en nou sê ek nie, jy moet elke keer as jy die Here soek vas nie, ek sê dit nie. Daar's 'n tyd vir vas. Maar terwyl hulle besig is met hulle beplanning, en hulle self een kan sit om te sê, Here, waarheen is U besig met ons, het die Heilige Gees gesê. Sonder nou Barnabas en Saulus van my af, vir die werk waarvoor ek hulle geroep het. In Handelinge 9 het God al vir Paulus gesê, ek het jou 'n uitverkore werktuig gemaak, om die evangelie aan die heidene te bring. In Handelinge 13 eers, sê die Heilige Gees vir die disippels, nou is die tyd, vat vir Barnabas, vat vir Paulus, sonder hulle af. Die tyd is nou reg. En toe hulle gevas en gebid het hulle die hande opgelê en hulle laat gaan. So het hulle dan deur die Heilige Gees, of so het hulle dan deur die Heilige Gees uitgestuur, afgegaan na Seleucia, daarvandaan weggevaar na Siprus. Nommer 14, hy bepaal hoe en waar gewerk word. Nie net wie gaan werk nie, maar waar gewerk gaan word. Kyk nou hierdie interessantheid. In Handelinge 16, nadat Paulus en Silas in die tronk is in Filippi en met 'n wonderwerk uit die tronk vry is daar 'n volgende opdrag. Here, waarheen nou? Wat nou? Ons het nou teekanting gekry in Filippi. Waarheen nou? Moet ons bly, moet ons gaan? En hulle deur die land van Frigië en Galasië gegaan, omdat die Heilige Gees hulle verhinder het om in Asië
die woord te verkondig. Asië is die huidige Turkye. En die Heilige Gees het hulle verhinder om daar te bly en hulle die land, hulle het Frigië en Galasië toe gegaan, omdat die Heilige Gees hulle gesê, julle hoort nie hier, julle moenie in Filippi wees nie. Want Filippi is in Griekeland. Julle moenie hier wees nie. En toe hulle by Misië kom, het hulle probeer om na Bithynië te gaan, maar die Gees het hulle dit nie toegelaat. Wat sou ons gedoen het? Here, maar ons is mos besig met die werk. Kan ons nie maak wat ons wil nie. Hier is ook mense wat verlore gaan. Jy sien, ja, hulle gaan verlore, maar die Here wil nie hê dat hulle daar nou moet wees nie. En wie gee dit vir hulle? Wie openbaar dit? Die Heilige Gees. Nie net wie moet gaan nie, maar waarheen hulle moet gaan. Handelinge 15 vers 28 bid hulle nadat Paulus na die apostels in Jerusalem teruggegaan het om vir hulle te gaan vertel, want daar was nou mos die stryd gewees oor die Jode wat nou die besnydenis was, wat nou die Heilige Gees ontvang het, en die evangelie wat Petrus vir die heidene gebring het, en Paulus nou vir die Jode, en Paulus nou vir die heidene, en Paulus en Barnabas gaan terug in Handelinge 15, om vir die disippels in Jerusalem te gaan sê, maar God het ons gestuur, en die Heilige Gees is ook op die heidene uitgestort. En die hele synode in Handelinge 15 vind plaas, en op die einde sê die disippels in Jerusalem, want die Heilige Gees en ons het besluit om verder geen las op julle te lê as hierdie noodsaaklike dinge. Want Petrus, hulle wou gehad het die heidene moes besny word. En hulle moes die Joodse tradisies nakom. Jy sien, en dis hier waar ons die onderskeid tref tussen hoe werk God met Israel deur Petrus en hoe werk God met die heidene of die nie-Jode deur Paulus. Dis hoekom, as jy verder lees, sal jy sien dat Paulus sê vir hulle, moenie dat mense julle aanvat omdat julle nie die Sabbat hou nie, want die Sabbat is nie vir die heidene nie. Dis nie vir die nie-Jood nie. Die Sabbat is vir die Jood. Die verbond wat God met Abraham en met Dawid gesluit het, is vir die Jode verbond, dit het niks met die heidene uit te waai. Hy gaan nie koning kon word vir die heidene in Jerusalem soos hy beloof het nie. Die heidene se belofte, as jy Efesiërs 1 vers 3 lees, ons seun is 'n hemelse koninkryk. En dis hoekom ons weggevat gaan word. Om saam met hom as sy liggaam, hy die hoof, ons die liggaam, oor die aarde te kom regeer. Jesus gaan nie oor sy kerk en oor sy kinders kom regeer in die vrederyk nie. Want ons is dan sy liggaam. Hy kom sy liggaam wegvat. Want hy wil die Jode tot bekering bring, dat hulle hom kan aanvaar as Messias, dat hy vir hulle kan koning word in Jerusalem. Hy het vir Dawid dit beloof. Hy het vir die volk beloof, as jy Jesaja 9 vers 5 en 6 lees, 'n kind is gebore, die heerskappy is op sy skouers, hy sal 'n ewige koninkryk hê op die troon van Dawid. Dis hoekom die Jode in Handelinge 1 vers 6 vir hom sê, gaan nie nou die koninkryk oprig, gaan nie nou ons verlos van die Romeine. Maar dit was 'n Joodse verwagting, 'n aardse koninkryk. Vir die nie-Jood, vir die heiden, bring Paulus die evangelie en hy sê, ons het 'n hemelse verwagting. Kolossense 3 sê, ons moet ons oë ophef. Bedink die dinge waar? In die hemel. Die Jode verwag die Messias, hulle bedink die dinge op die aarde. Hulle koning kom op die aarde. Ons is deel van die liggaam. Hy is die hoof. Dis hoekom hy ons saam met hom wegvat. En saam met ons terugkom. Om te kom regeer. Want ons is die hoof, hy is die hoof en ons die liggaam. Die Heilige Gees en ons het besluit. Ons gaan nie vir die heidene per implikasie sê dat hulle moet besny word. Ons gaan nie vir die heidene sê hulle moet die Sabbat onderhou. Want dit is 'n Joodse ding. En dis die onderskeid. En dit maak die Bybel soveel eenvoudiger. As jy verstaan
wanneer God met die Jode praat, wanneer God met die heidene praat, die hele skrif is vir ons, maar die hele skrif is nie vir ons, is nie aan ons gerig. Die lesse van die Ou Testament verwys, die offers wys na Jesus. Maar ons offer nie meer nie. Want hy was die offer. Nou sê die synode in Jerusalem, ons verstaan dat God anders met die heidene werk as met die Jode. En ons stuur julle terug. As jy Galasiërs lees, sal jy sien, Petrus gee sy hand vir Paulus en hy sê, ons aanvaar, ons as geroepenis vir die Jode gaan die besluites nakom. Jy's die apostel vir die onbesnedenis. Hier's die verskil. 2 koninkryke, 2 evangelies. Maar al 2 gesetel in die kruiswerk van Jesus. Niks het verander nie. Ek sluit af. Die werk van die Heilige Gees in die laaste plek is die Heilige Gees maak sterflike liggame lewend. En dis ook wat ek nou 'n tyd spandeer het om met jou te praat oor die vlees. Want die vlees het 2 betekenisse. Jou liggaam is vlees, vleis en bloed, maar ook jou siel is vleeslik wat deur die sonde besmet is. En hierdie Gees, as Jesus jou red en sy Gees in jou kom woon, is 'n troon in jou gees, maar jou hele vlees en hele menswees lewe is deurtrek van die gevolge van sonde. En die geveg in jou hart is nie oor reg en verkeerd nie. Dis nie oor of ons nou moet doen of dit nie. Die grootste geveg in ons geestelike lewe is, wie het vanmôre die troon van jou lewe? Of ek? Of God deur sy Heilige Gees? En dis wat die Heilige Gees se werk is. Hy maak hierdie sterflike liggaam, wat geneig is om sonde te doen, Romeine 6, maak hy lewend, op 2 vlakke. Nommer 1, Romeine 8 vers 11. En as die Gees van hom wat Jesus uit die dood opgewek het, in julle woon, dan sal hy wat Christus uit die dood opgewek het, ook julle sterflike liggame lewend maak, deur sy Gees wat in julle woon. Die eerste liggaam wat verander, is dat hy hierdie liggaam, wat tydelik is, deur sy inwoning verander, dat alhoewel jy tydelik is, jy 'n ewigheidsdimensie vir hierdie liggaam het. En in die proses, waarby ons volgende week gaan stilstaan van heiligmaking, is die Heilige Gees besig om dit wat nie van hom is nie, vir jou uit te wys. En ek en jy besluit, wie kry die troon oor hierdie saak? Gaan ek maak wat ek wil? Of ek gaan vir die Heilige Gees sê, Here, U het reg, omdat jy my woord het, U reg, om oor hierdie saak te besluit. En dis eenvoudig die proses. Maar die laaste teksvers, lees ek in 1 Korintiërs 15, waar hy ook praat van 'n sterflike en 'n ewige liggaam. En hy praat van wanneer hy jou hierdie liggaam gaan opwek, om jou saam met hom te vat. Om van hierdie sterflike liggaam 'n ewigheidsliggaam te maak, wat nie beperk is aan tyd en materie en swaartekrag en al die goed. Hoor wat sê hy? Kyk, ek deel julle 'n verborgenheid mee. Ons sal nie wel almal ontslaap nie. Hy praat by sy koms. Maar ons sal almal verander word in 'n oomblik, in 'n oogwink, by die laaste bassein, want die bassein sal weer klink en die dode, hulle wat gesterf het, sal onverganklik opgewek word. Daar sal 'n onverganklike ewige liggaam aan die gestorwene gegee word. En daai Gees sal Jesus bring en terugkeer in hierdie liggaam, en sal daai liggaam met die Gees saam met hom vat. En dan sê hy, en ons sal verander word. As jy verder lees, sê hy, hierdie sterflike moet onsterflikheid bekleed word. En hierdie tydelike moet met ewigheid bekleed word. En as hierdie sterflike, vers 54, met onsterflikheid bekleed word, en hierdie tydelike met die ewige, dan sal die woord waar word wat sê, dood, waar is jou oorwinning? Want die oomblik as Jesus sy kinders kom haal,
dan vernietig hy in daardie oomblik alles wat die ewige dood, jou fisiese sterwe en jou dood as gevolg van jou sondeval, jou vashou aan hierdie aarde. En dis die werk van die Heilige Gees. Hy maak hierdie sterflike liggaam, terwyl ons leef, lewend, om hierdie lidmaat, hierdie lid, Romeine 6 vers 14 sê, ons lede behoort aan Christus. Nou kom die versoeking, en ek wil klaarmaak. Nou kom die versoeking. En as die versoeking kom, dan sê ek vir die versoeking, ek kan nie na hierdie ding toe loop, of hierdie goed kyk, of hierdie goed hoor, wat jy wil hê ek moet doen nie. Want ek het nie oë, voete en ore nie. Ek het nie hande nie. Dan sal die versoeking vir jou sê, maar wat is daai goed? Wat is die goed? Wat is die goed? Wat is die? Wat is die? Hierdie goed is dood vir die ongeregtigheid. Maar die Heilige Gees het ek lewend gemaak vir geregtigheid. Ek het oë en oë, maar hierdie oë behoort nie meer aan die wêreld nie. Hierdie oë behoort nou aan die Heilige Gees en hy besluit waarna ek gaan, wat ek vat, wat ek kyk, wat ek luister, wat ek eet. Ek sal as ons volgende week kom en ek onthou sal ek bietjie met die voorbeeld vir julle gee van hierdie proses is dieselfde as 'n huis. En as jy Jesus aanneem, dan gee jy die Heilige Gees net toegang in die gang. En die proses is wanneer jy elke deel van jou kamer, elke deel van jou huis, vir hom die deur oopmaak en sê, kom besluit met my lewe. Kom verander my denke. Kom besluit wie is my vriende. Kom besluit die geestelike voedsel wat ek eet. Kom besluit oor wat ek daar in my geheime, in my slaapkamer in die geheimenis doen. Kom hê u die besluit oor wat ek daar doen. En wanneer hy dit doen, dan skop hy die duiwel se skoene onder die bed uit. En ek kom sit sy skoene daar. Maar ek kan môre besluit. Ek wil self besluit en ek ruk die Heilige Gees daar uit en sit my eie skoene onder die bed. En ons sal daarby stil staan. Maar dis die werk van God se Heilige Gees, nadat God jou siel uit genade gered. My gebed is vanmôre dat ons het begin deur te sê, ek hoop jy het in hierdie tyd geleer wie die Heilige Gees is. Maar terwyl ons afsluit, dink ek moet ons eerder fokus op nie net wie hy is nie, maar wat hy doen. En hoekom hy dit doen, is jou oorwinning en God se verheerliking. Kom ons buig ons harte en dan gaan ons saam bid. Here, ons dankie vir u woord. Ons aanbid u vanmôre, Here, vir u Heilige Gees. Dankie dat u ons verlig en ons gemoed verhelder. Dankie dat ons u kan volg. Dis een van die maklikste dinge op die aarde, is om te erken dat jy die pad nie ken nie, en die persoon wat jy lei volg. Jy het nie nodig om te dink waar jy moet afdraai nie. Jy het nie nodig om te dink hoe vinnig jy moet loop of hoe stadig jy moet loop nie. Jy het nie nodig om te wonder wat oor die volgende tree gaan gebeur nie. Al wat jy doen is jy moet erken dat jy die pad nie ken nie. En dat hy wat voorloop die pad ken. En Here, dis die eenvoud van u Gees. Dis die eenvoud van om u te volg. Is om elke tree in u tree neer te sit. En vir u die kans te gee om vir ons die aanslae, die versoekings te kan hanteer. Ek dank u vanmôre vir u woord. Ek dank u vanmôre, Here, vir die eenvoud van die evangelie. Ek dank u dat ons nie teoloë hoef te wees nie. Ons het nie nodig om 'n graad te hê in Grieks of Hebreëus nie. Ons kan vanmôre toelaat dat die Heilige Gees in Afrikaans met ons praat. En daarom aanbid ons U in Jesus se naam.